Welkom by 'n oomblik in die woord saam met Dr. Raymond Lombard, waar ons in die volgende 365 dae deur die hele Bybel neem, Oud en Nuwe Testament. Gaan vandag na raymondlombard.com, kry jou Bybel leesprogram en volg saam deur 'n oomblik in die woord. Geniet dit. Genesis hoofstuk 37. En Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader in die land Kanaan. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk, met die seuns van Bilha en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. En hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Hy het naamlik vir hulle gesê: "Hoor tog hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe meteens my gerf gaan staan en ook regop bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig." Toe sê sy broers aan hom: "Wil jy miskien oor ons regeer? Of wil jy miskien oor ons heers?" En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en aan sy broers vertel en gesê: "Kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig." Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê: "Wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig?" En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. En sy broers het die klein vee van hulle vader by Sichem gaan oppas. Toe sê Israel vir Josef: "Pas jou broers nie die vee op by Sichem nie? Kom, laat ek jou na hulle stuur." En hy antwoord hom: "Hier is ek." Toe sê hy vir hom: "Gaan tog verneem na die welstand van jou broers en die welstand van die vee, en bring vir my berig terug." So het hy hom dan uit die dal van Hebron weggestuur, en hy het by Sichem aangekom. Daarop kry 'n man hom terwyl hy in die veld ronddwaal, en die man vra hom: "Wat soek jy?" En hy antwoord: "Ek soek my broers. Vertel my tog waar hulle die vee oppas." Toe sê die man: "Hulle het hier vandaan weggetrek, want ek het hulle hoor sê: Laat ons na Dothan gaan." En Josef het agter sy broers aangegaan en hulle in Dothan gevind. En hulle het hom van ver af gesien. Maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig saam raad gehou teen hom om hom dood te maak. En hulle het vir mekaar gesê: "Daar kom daardie dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van die putte gooi en sê: 'n wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word.'" Toe Reuben dit hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sê: "Laat ons hom nie doodslaan nie." Reuben het ook vir hulle gesê: "Moenie bloed vergiet nie. Gooi hom in hierdie put wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom slaan nie," sodat hy hom uit hulle hand kon red om hom na sy vader terug te bring. En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit, die rok met lang moue wat hy aangehad het, en hulle neem hom en gooi hom in die put, maar die put was leeg, daar was geen water in nie. Daarna het hulle gaan sit om brood te eet,
En toe hulle oë opslaan, sien hulle met eens 'n reisgeselskap Ismaeliete wat uit Gilead kom. Hulle kamele gelaai met speserye en balsam en gom, op pad om dit na Egipte af te bring. Toe sê Juda aan sy broers: "Watter voordeel is dit dat ons broer doodmaak en sy bloed verberg? Kom, laat ons hom aan die Ismaeliete verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees." En sy broers het na hom geluister. En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal, en Josef aan die Ismaeliete verkoop vir 20 sikkel silwer. En hulle het Josef na Egipte gebring. Toe Reuben by die put terugkom, was Josef nie in die put nie. Daarop skeur hy sy klere. En hy gaan na sy broers terug en sê: "Die seun is nie daar nie. En ek, waar moet ek heen?" Toe neem hulle Josef se rok, en hulle slag 'n bok en steek die rok in die bloed. En hulle stuur die lang rok weg en laat dit na hulle vader bring met die woorde: "Dit het ons gevind. Kyk tog goed of dit nie die rok van u seun is nie." En hy het dit herken en gesê: "Die rok van my seun. 'n wilde dier het hom opgeëet. Verskeur is Josef." Toe skeur Jakob sy klere en trek 'n roukleed om sy heupe. En hy het oor sy seun gerou baie dae lank. En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos, maar hy het geweier om te laat troos en gesê: "Nee, treurend sal ek na my seun in die doodryk afdaal." So het sy vader hom dan beween. En die Midianiete het hom na Egipte verkoop aan Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag. Genesis hoofstuk 38. In die tyd het Juda afgetrek van sy broers af weg en uitgedraai na 'n man van Adullam met die naam van Hira. En Juda het daar die dogter van 'n Kanaanitiese man gesien met die naam van Sua, en hy het met haar getrou en by haar ingegaan. En sy het bevrug geword en 'n seun gebaar, en sy het hom genoem. Daarna het sy weer bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Onan genoem. En sy het nog weer 'n seun gebaar en hom Sela genoem. En hy was in Kisib toe sy hom gebaar het. En Juda het vir sy eersgeborene 'n vrou geneem en haar naam was Tamar. Maar die eersgeborene van Juda, het die Here mishaag. Daarom het die Here hom laat sterwe. Toe sê Juda vir Onan: "Gaan in by die vrou van jou broer en sluit die swaardshuwelik met haar en verwek vir jou broer 'n nageslag." Maar Onan het geweet dat die nageslag nie syne sou wees nie. Daarom het hy, elke keer as hy by die vrou van sy broer ingaan, dit op die grond verderwe, om vir sy broer geen nageslag te gee nie. En dit was verkeerd in die oë van die Here wat hy gedoen het. Daarom het hy hom ook laat sterwe. Toe sê Juda vir Tamar, sy skoondogter: "Bly 'n weduwee in die huis van jou vader, totdat my seun Sela groot is." Want hy het gedink, anders sterwe hy ook soos sy broers. So het Tamar dan gaan woon in die huis van haar vader. En na verloop van geruime tyd, het die dogter van Sua, die vrou van Juda, gesterwe. En toe Juda klaar getreur het hy opgegaan na die skeders van sy kleinvee, na Timna toe, hy en sy vriend Hira, die Adulamiet. En hulle het Tamar te kenne gegee en gesê: "Kyk, jou skoonvader gaan op na Timna om sy kleinvee te skeer." Toe trek sy die klere van haar weduweeskap uit en bedek haar met 'n sluier en draai haar toe. En sy het gaan sit by die ingang van Enaim, wat op die pad na Timna lê, want sy het gesien dat Sela groot geword het, maar sy was nie aan hom as vrou gegee nie. Toe Juda haar sien, het hy haar vir 'n hoer gehou, omdat sy haar gesig toegebind het. En hy het na haar uitgedraai by die pad en gesê: "Kom tog, laat my by jou ingaan
want hy het nie geweet dat dit sy skoondogter was nie. En sy vra, wat sal jy my gee as jy by my ingaan? En hy antwoord, ek sal jou 'n boklam van die kleinvee afstuur. Toe sê sy, as jy 'n pand gee, totdat jy dit stuur. En hy sê, wat is die pand wat ek jou moet gee? Toe antwoord sy, jou seelring met die bandjie en jou staf wat in jou hand is. Hy gee dit toe aan haar en gaan by haar in en sy het by hom swanger geword. En sy het opgestaan en weggegaan en haar sluier afgehaal en die klere van haar weduweeskap aangetrek. En Juda het die boklam gestuur deur middel van sy vriend, die Adulamiet, om die pand uit die hand van die vrou te gaan haal, maar hy het haar nie gevind nie. Toe vra hy die mense van haar woonplek, waar is daar die hoer wat in Enaim by die pad was? En hulle antwoord, hier was geen hoer nie. Daarop gaan hy na Juda terug met die berig, ek het haar nie gevind nie. En die mense van die plek het ook gesê, hier was geen hoer nie. Toe sê Juda, laat sy dit hou, dat ons nie 'n bespotting word nie. Kyk, ek het hierdie boklam gestuur, maar jy het haar nie gevind nie. Na omtrent 3 maande het hulle Juda laat weet en gesê, Tamar, jou skoondogter, het gehoreer, en sy is ook swanger deur hoerery. En Juda sê, bring haar uit, dat sy verbrand kan word. Terwyl sy uitgebring word, laat sy haar skoonvader dit weet. By die man aan wie hierdie dinge behoort, is ek swanger. En sy het gesê, kyk tog mooi aan wie hierdie seelring en bandjies en staf behoort. En Juda het dit erken en gesê, sy het reg teenoor my, want ek het haar mos nie aan my seun Sela gegee nie. En hy het haar verder nie meer beken nie. En toe sy wou baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. En terwyl sy baar, het die een die hand uitgesteek, en die vroedvrou het dit gegryp en 'n rooi draad om sy hand gebind en gesê, hierdie een is eerstegebore. Maar toe hy sy hand teruggetrek het, word sy broer gebore. En sy sê, hoe kragtig het jy deurgebreek. En hulle het hom Peres genoem. En daarna is sy broer gebore, aan wie die hand die rooi draad was. En hulle het hom Serag genoem. Matteus hoofstuk 14. En in daardie tyd het Herodes die 4 vors die gerug van Jesus gehoor en aan sy diensknegte gesê, hierdie man is Johannes die Doper. Hy het uit die dode opgestaan en daarom werk die kragte in hom. Want Herodes het Johannes gevang, hom geboei en in die gevangenis gesit vanweë Herodias, die vrou van Filippus, sy broer. Want Johannes het vir hom gesê, dit is u nie geoorloof om haar te hê nie. En hoewel hy hom wou doodmaak, het hy die skare gevrees, omdat hulle hom vir 'n profeet gehou het. Maar by die viering van die verjaarsdag van Herodes, het die dogter van Herodias voor hulle gedans en Herodes behaag. Daarom het hy met 'n eed beloof om haar enigiets te gee wat sy sou vra. Toe sê sy, nadat sy deur haar moeder aangehits was, gee my hier op 'n skottel die hoof van Johannes die Doper. En die koning het treurig geword, maar terwille van die eed en die feesgenote het hy beveel dat dit gegee moes word. En hy het gestuur en Johannes in die gevangenis onthoof. Sy hoof is toe op 'n skottel gebring en aan die meisie gegee, en sy het dit aan haar moeder gebring. En sy disippels het gekom en sy liggaam weggeneem en dit begrawe. En hulle het gegaan en dit aan Jesus vertel. En toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan in 'n skuit vertrek na 'n verlate plek alleen. En die skare het dit gehoor en hom van die stede af te voet gevolg. En toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel,
en hy het hulle siekes gesond gemaak. En toe dit aand geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate, en dit is al oor die tyd. Stuur die skare weg, sodat na die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel koop. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord hom, ons het net 5 brode en 2 visse. En hy sê, bring dit hier vir my. Toe gee hy die skare bevel om op die gras te gaan sit. En hy neem die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank. En nadat hy die brode gebreek het, gee hy dit aan die disippels en die disippels aan die skare. En almal het geëet en versadig geword, en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, 12 mandjies vol. En dit was omtrent 5000 manne wat geëet het, buiten die vroue en kinders. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skuit te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skuit was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe af van die skuit en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skuit en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skuit was en val voor hom neer en sê, waarlik, U is die Seun van God. En hulle het oorgevaar en in die land Genesaret gekom. En die manne van daardie plek het hom herken en in daardie hele omtrek uitgestuur en almal wat ongesteld was, na hom gebring. En hulle het hom gesmeek dat hulle maar net die soem van sy kleed mag aanraak. En almal wat dit aangeraak het gesond geword. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Ons vertrou dat die woord vir jou tot seën was. Skakel gerus môre in waar ons verder lees in die woord.